Goeienaand luisteraars. Ek is weer hier, Marieke Maas Kokemoer. Misdaadverslaggewer, sedert 'n tyd toe leers nog met toue vasgebind is. Toe notas met potlood gemaak is, en toe ons nog geglo die waarheid lê altyd net 'n straat of twee van die toneel af. Vanaand neem ek julle nie na Suid-Afrika toe nie, maar moenie dink dis veiliger waarheen ons gaan nie. Vanaand vat ek julle na 'n stil straat in Melbourne, Easy Straat, nommer 147. 'n plek wat op geen kaart as gevaarlik gemerk is nie. 'n plek waar mense hulle motors langs die sypaadjie parkeer het, waar honde soggens geblaf het, en waar niemand gedink het dat stilte 'n misdaad kan wegsteek nie. Wanneer mense my vra of daar ooit 'n rede vir die Easy Straat moorde uitgekom het, dan vra ek altyd, wat bedoel ons wanneer ons rede sê? Want ons hou van redes wat sin maak, redes wat ons kan bære, redes wat sê, dit sal nie weer gebeur nie, want ons weet nou hoekom. Maar partymoorde gebeur nie omdat iets verkeerd geloop het nie. Hulle gebeur omdat iets lankal gebreek het. En in Easy Straat het dit nie in een nag gebreek nie. Dit het oor jare lank geskeur. Ons gaan net gou vir advertentiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Ons is weer terug by Slaapstories vir groot mense, Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi, gooi vir ons 'n 5-stertjie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so 'n donasie is ook altyd welkom. Borge en skrywers, asseblief man, kom join ons. Stuur info vir ons aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe, asseblief mensies. Ons groei nou mooi en ons is amper by 'n lekker mylpaal op YouTube. Dit help as julle like en comment en subscribe, want dan stoot die algoritmes vir ons na meer mense toe, en onthou, die Patreon link is op Facebook en onderaan die potgooi informasie. Onthou ek asseblief om heel onderaan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons lief dit om van julle te hoor. En julle kan 'n droomwandelaar word. Vir minder as die prys van 'n brood, kan julle so lekker luister. Mensies, die wêreld is mal. As mense so op sosiale media rondspeel en mense sien die goed wat aangaan in die wêreld en in ons eie land, raak mens maar depressief. Die toekoms lyk donker en mens wonder maar wat wag vir ons. Maar dan moet mens veral probeer om die glimmers raak te sien. Julle weet, daai klein goedjies wat mens elke dag raakloop, wat jou laat glimlag en weer lus voel vir die lewe. Waar kry mens dit? Deel asseblief julle glimmers met my en die ander luisteraars, en waar julle dit raak geloop het. Miskien help het ons om ook weer te glimlag. En onthou, om na 'n lekker storie te luister, is ook 'n glimmer. Ek sê net, lekker luister. Dis Januarie 1977. Melbourne is warm. Nie lekker warm nie. Daardie swaar, plakkerige hitte wat jou prikkel en ongeduldig maak. Die lug hang laag. Die stad is moeg. Die 1970s was 'n ander tyd. 'n Tyd van moenie inmeng nie. As jy argument agter geslote deure gehoor het, het jy jou eie radio harder gedraai. As 'n vrou in die nag geskree het jy gehoop dis net joligheid wat aan tyd geruk het. Vroue se veiligheid was iets wat agter geslote deure gebeur het. En daarom het niemand regtig ingemeng nie. In 'n klein huis in Easy Straat woon 2 jong vroue saam. Susan Bartlett, onderwyseres. Die soort mens wat kinders se name onthou
lank nadat hulle die klas verlaat het. En Suzanne Armstrong, jong ma, met 'n 16 maande oue seentjie Gregory, wat sy alleen grootmaak, in 'n wêreld wat nou nie juist sag is vir enkel ma's nie. Hulle was nie ryk nie, nie beroemd nie, net besig om te oorleef, om vorentoe te beweeg, om 'n lewe te bou. Hulle het saam gewoon omdat dit goedkoper was, omdat dit veiliger gevoel het, omdat vriendskap soms die enigste sekuriteit is wat jy het. Daardie aand was daar niks wat geskree het, gevaar nie. En dit is presies wat hierdie saak so ontstellend maak. Die volgende dag word die nagligte nie afgesit nie. Die deur bly toe. Die huis antwoord nie. 'n Hond word gesien wat rondswerf, alleen, verward. Bure begin wonder, maar nie lank nie. Mense wonder selde lank. Toe iemand uiteindelik instap, lê stilte soos 'n swaar kombers oor alles. Nie die soort stilte wat rus bring nie, die soort wat alles versmoor. Susan en Suzanne is met 'n mes vermoor. Nie vinnig nie, nie genadig nie, en beslis nie lukraak nie. Susan is 55 keer gesteek. Suzanne 27 keer. In forensiese terme noem mens dit overkill, maar daardie woord sê nie genoeg nie. Dis nie die werk van iemand wat net wou doodmaak nie. Dis die werk van iemand wat wou oorheers. Iemand wat wou wys hy het beheer, selfs toe die lewe reeds besig was om weg te glip. Die huis was klein, nou, intiem. Die soort plek waar jy mekaar se bewegings ken, waar jy weet wie eerste stort, wie koffie drink vir slaaptyd, wie die lig aanlos vir veiligheid. Daar was geen tekens van geforseerde toegang nie, geen gebreekte slotte, geen stikkende vensters. Iemand is ingelaat, of iemand het reeds toegang gehad. Susan en Suzanne is in verskillende dele van die huis aangetref. Dit wys nie op 'n enkele paniekerige aanval nie. Dit wys op beweging, op tyd, op iemand wat rondbeweeg het, sonder om gejaag te wees. En dan is daar Gregory, die baba, 16 maande oud, lewendig, ongedeerd, alleen in sy krib, vir 68 uur. As dit 'n roof was, sou hy nie oorleef het nie. As dit impulsief was, sou hy nie agtergelaat gewees het nie. Maar hy was nie deel van die taak nie. Vir die moordenaar was Gregory net agtergrond, 'n voorwerp wat nie saak maak nie. Terwyl die baba gehuil het, terwyl hy aan sy kombersie gesuig het vir voeg, het die bure dit gehoor. Maar niemand het geklop nie. Niemand het gevra, is alles reg nie. Vir dekades het mense gevra hoekom. Was dit 'n inbreker, 'n woedende vreemdeling, 'n minnaar? Maar die waarheid het weggekruip. Tot tegnologie begin praat het waar mense stil gebly het. Toe DNA-toetse uiteindelik vordering maak, het dit nie geskree nie. Dit het net een naam stadig, onontkombaar begin herhaal. Nie 'n monster in die sprookiesin nie. Nie iemand wat uitstaan in 'n skare nie. Maar 'n man met 'n geskiedenis van seksuele geweld. 'n Man wat reeds voorheen gewys het dat hy die grense erken nie. 'n Man wat vroue nie as mense gesien het nie, maar as iets wat geneem, beheer en weggegooi kan word. Sy psigologiese profiel wys nie op iemand wat beheer verloor het nie. Hy het nie gebreek nie. Hy het besluit. Mans soos hierdie is nie impulsief nie, hulle is berekend. Hulle soek nie konflik nie, hulle soek geleenthede. Hulle is jagters wat swak plekke soek. 'n Huis met 2 jong vroue, 'n stil straat, 'n warm somernag. Perfek. Hy het nie gevlug na die moorde nie. Hy
Hy het gewag. En toe hy uiteindelik Australië verlaat het dit nie gelyk soos iemand wat wegvlug nie. Dit het gelyk soos iemand wat weet, hy het weggekom. Hy het na Griekeland vertrek. Hy het geleef, gewerk, geseil, gelag. Terwyl 2 families elke jaar op 10 Januarie 'n kers aangesteek het. In die vroeë 2000s word die saak heropen. Nie omdat iemand skuld bely het nie, maar omdat wetenskap nie vergeet nie. 'n Klein DNS-spoor het oorgebly. Nie genoeg vir 'n databasis nie. Tot ondersoekende genetiese genealogie op die toneel verskyn. Nie honde nie, nie flitse nie, maar stambome. 'n Verre familielid los haar DNS op 'n openbare webwerf. En skielik het die polisie 'n padkaart. Tak vir tak, naam vir naam, tot die skaduwee 'n gesig kry. Perry Gromblus. Nie meer onsigbaar nie, net 'n punt op 'n skerm. September 2024. Rome se lughawe gons, mense hardloop, vakansies begin. 'n Man van 65 oorhandig sy paspoort. En die stilte van 47 jaar breek. Handboeie klap toe, nie hard nie, net finaal. Hy lyk verbaas. Man soos hy dink altyd hulle is die uitsondering. Luisteraars, dit is belangrik om dit te sê. Susan en Suzanne het niks verkeerd gedoen nie. Hulle het nie roekeloos geleef nie. Hulle het nie die verkeerde mense vertrou nie. Hulle het net bestaan in 'n wêreld waar sommige mans glo, hulle is geregtig op 'n ander se lig. Die ware les van Easy Straat is hierdie. Gevaar skree nie altyd nie. Dit klop nie altyd nie. Soms sit dit reg langs jou en wag. Gregory, die baba wat 68 uur alleen gewag het, is vandag 'n man. Hy het sy hele lewe lank met een vraag geleef. Wie? Nou het hy antwoord. Nie omdat die moordenaar berou gehad het nie, maar omdat die waarheid nie vergeet nie. Onder die lamplig sien ons uiteindelik alles. Ek is Maritjie Meskokemoer en vanaand het die stilte van Easy Straat uiteindelik gepraat. Lekker slaap.